Hallo maats, welkom hier in Betty se kombuis. Dit is so lekker as julle altyd vir my kom kuier. Nou, ek is vandag so opgewonde. Ek het iets verskriklik lekkers gemaak. Dit ruik darem vreeslik lekker. Sjoe Betty, iets ruik dan baie lekker hierso. Dit ruik nie lekker nie, prof. Dis rooi lensiesop, so dit is sommer lekker ook. Jo. Ek is baie honger. Ek sal daarom enigiets doen vir 'n bord van daai sop. Enigiets. Prof klink nou net soos Esau in die Bybel. Esau? Ja. Esau van Isak en Rebekka, die een wat deel was van die tweeling. Ja, daai een, die oudste een. Hoekom sê jy ek klink soos hy? Want hy het presies gesê wat prof nou net gesê het. Wat het ek nou weer gesê? Prof het gesê, Ek sal enige iets doen vir 'n bord rooi sop. Ek lyk nie soos dit nie. okay, maar prof het dit gesê. Ja, ek is baie honger. Ek sal amper enigiets wil doen, maar okay, ek is nou te nuuskierig. Ek wil weet wat het Esau betaal om 'n bord sop dan by Jakob te kry? Iets baie groots. Wat? Wel, prof weet mos dat die oudste seun in die familie baie belangrik was. Ek weet, ja, in die Bybelse tyd het die oudste seun dubbel soveel as sy broers geërf en hy sou ook sy pa se besigheid geërf het. So ja, dit is alles belangrik, maar wat het dit met sop uit te waai? Wel, Jakob, die jongste boetie, het op 'n dag presies dieselfde sop gemaak, rooi lensiesop. En dit het so lekker geruik, dat hy baie honger was. So, toe besluit Jakob om vir die broer te sê, dat as hy 'n bord sop wil hê, moet hy sy eerste geboortereg vir hom gee. Sy eerste geboortereg? Met ander woorde, alles wat hy eendag sou erf, en Isak was baie ryk, sê die Bybel. Jep. Alles opgegee vir 'n bord sop. Ja, Is nie goeie wiskunde nie. dit is nie, dit was die duurste bord sop waarvan ek nog ooit gehoor het. Ja, en jy sal nie glo nie, hy het ja gesê vir dit, want hy was so honger gewees. En wat het nog gebeur? Iets baie ergs. Asof dit nie genoeg was dat hy sy broer se eerste geboortereg gevat het nie. Toe sy pa baie oud geword het, het hulle gewoonlik in die Bybelse tyd het die paas die oudste seuns 'n seën oor hulle uitgespreek ook. So toe sy pa baie oud was en nou al blind was, het sy ma agtergekom dit was tyd dat hy die seën by sy pa moes kry. En sy ma besluit om eerder die jonger boetie te stuur en sy pa so gekroek en so vir hom ook gekroek. Jo, met ander woorde, Jakob het nie net sy broer se eerste geboortereg gekry nie. Hy het ook sy seun gevat. Jep. Wat het Esau gedoen toe hy dit uitgevind het? Hy het eers na sy pa toe gegaan en vir sy pa gesmeek en gevra, "Pappa, seën my asseblief ook." Maar sy pa het gesê hy kan dit nie doen nie, want hy het klaar al die seën oor sy broer uitgespreek. Maar toe begin hy ewe skielik te dink aan alles wat gebeur het. En hy het verskriklik kwaad geraak. Hy het so kwaad geraak dat hy besluit het hy wil sy broer doodmaak. Sure. Hy het hardop met homself gepraat oor wat hy beplan om te doen en sy ma het gehoor. Gelukkig het sy ma dit gehoor, want toe gaan sy na sy broer toe en sê vir Jakob, "Jakob, hardloop gou weg en gaan kruip weg by jou oom Laban en kruip daar, bly daar tot dat jou broer afgekoel het, want hy wil jou doodmaak." Dis rowwe stories, Betty. Ek sal darm nie my erfporsie en my seënprys gee net vir sop nie, al is ek baie honger. Prof, moenie bekommerd wees nie. Ek sal vandag sommer gratis en verniet vir prof 'n bord sop gee. Dis gaaf, dankie Betty.
Welkom terug by vandag se onthouversie. Ons lees uit die Bybel uit Genesis 25 vers 26. En dit sê vir ons dat Esau was eerstegebore en Jakob het aan sy hak vasgehou. Waar lees ons dit nou weer? Ons lees uit die Bybel uit Genesis 25 vers 26. En dit sê vir ons dat Esau was eerstegebore en Jakob het aan sy hak vasgehou. Nou maats, kom ons gaan gou ons oogies toemaak en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir 'n mooi dag wat U vir ons gee en dat U goed is vir ons en dat U ons beskerm en dat U daar is vir ons en ons nooit ooit alleen los nie. Help ons Here Jesus om in hierdie week wat kom, U hart baie bly te maak met alles wat ons doen. Help ons om U liefde te deel met die mense daar buite. Help ons om eerlik en opreg te wees en help ons om net aan dinge te dink en dinge te doen wat ons weet U baie trots gaan maak op ons. Ons het U baie lief, Here Jesus. Amen. Tot ziens maats, lekker dag verder. Bye. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord.